Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug by die Rockfight Rugby podcast. My vriend Arie Hougaard hier met 'n bietjie te gesels oor rugby en ek en hy sit nou hier in bespiegel waaroor gaan ons praat en kom ons agter maar daar's eintlik so baie oor te praat. Ons gaan sommer uit die face uit praat, Arie. Welkom man. Ja, dankie MW, dis heerlik. Ja, lekker rugby, jy weet, die Suid-Afrikaanse spanne dra weer op. So dan is dit lekker. Maar is ook lekker om die 6 nasie te volg. Ek dink dit is interessant dat ons dit baie meer belang by wat daar gebeur as in die verlede. Hierdie is 2027 gaan ons daai Europese spanne baie sien. So dis lekker om te kyk wat daar gebeur, maar is ook interessante rugby. So groot ene in Londen. Eintlik daar's 'n paar grootes. Frankryk is ook 'n groot teen Italië, maar ek dink daai Ierland, Engeland ene bou op na 'n lekker ene. Ja, ons gaan nou net daaroor praat. Ek moet jou sê, Italië vir my is die buiteperd wat almal verras so ver en ek en Hugh Griffin het gister gepraat. Nou kan Italië skielik skram. Waar kom dit nou vandaan? Maar ons gaan nou net daaroor praat. So lekker 'n bietjie weer die Suid-Afrikaanse spanne te sien. Voor ons praat oor die Lions teen die Sharks. Die Bulle het 'n hele gros, ek dink hulle het 'n hele vliegtuig vol spelers afgestuur Boland toe. Lyk maar 'n bietjie op te warm. Wat gaan daaraan? Ja, ek dink is lekker. Ek dink dis daai assosiasie van die twee spanne. Dit frustreer die Kaap. Ek dink die Kaap besef nou wat regtig gebeur het hier onder hulle neuse. Dit is nou 'n moeder en vader, of ek weet nie of die Boland wil hê hulle moet 'n moederklub wees nie of 'n vaderklub of wat mense ook al noem nie, maar gesamentlik aandelehouding. So dit maak dit natuurlik logisties is dit ander gesprekke. Ek dink dan sien jy ook soos ek dink Smit die senter wat nou eweslik vir die Boland ook speel wat beskikbaar gestel is wat jy sien dat die Bulls het die vermoë nou om spelers wat so half miskien op die rand is wat min speelkans kry in die Boland struktuur speelkans te gee. So ek dink ons gaan meer daarvan sien. So ek dink daai vriendskaplike wedstryd is gereël met die aandelehouding wat oorvleuel. Dis eerstens in ag geneem, maar ek dink ook dis vir die Bulls 'n goeie voorbereiding vir die volgende paar wedstryde want die paar weke af is ongetoets en dit is vir almal so half niemand weet hoe die spanne nou gaan speel na 2-3 weke af nie. Ons het 'n goeie idee hoe die Bulls gevaar het teen die Leeuspelers Park en dit was 'n hoë standaard. So ek dink hulle toets is nou om daai standaard te kan handhaaf. Die Stormers het weer tyd om wonde te lek na 2 verlore teen die Sharks en die Sharks wil momentum hou. So almal het verskillende maniere hoe hulle dit nou benader. Maar ek dink dit is interessant dat die Bulls so baie spelers gestuur het. Ek dink dit grens so half van 'n bietjie van 'n spanbou ook so in die middel van die seisoen dalk. Daar's lekker wynkellers en mooi plekke in die Boland wat mens kan besoek. So dalk maak hulle so 'n draaitjie na Vrydag se oefenwedstryde, maar Boland wat baie beter speel. Ek was by hulle noem dit maar hulle bekendstelling laasweek gewees hier in die Kaap. En lekker om te hoor wat Hawies vir hy ook beplan die mense wat hy rondom het, hoe professioneel hulle is, en ek dink dit is die toets van daai unies nou, die Boland en die Pumas en die Griquas wat altyd so half hap en hoor louere amper. Hoe maak jy en wat maak jy om beter te raak, meer professioneel, beter spelers, beter speelkans, en jy moet maar sukses op die veld hê, maar wat hulle nou doen is wat hulle kan beheer en hulle strukture is goed, afrigtingsstrukture goed. Putte iemand sit daar so langs Hawies met die launch. Hy beteken baie dink ek vir Boland in die afrigtingskant en ouer afrigter maar deur winter en wat verseker sal sorg dat die Boland goed afgerig is. So ek dink is mooi dinge gebeur in die Boland. So die WP en die Stormers moet versigtig wees. Ek dink hulle is meer spelers vir die Boland speel, dink ek is half 'n kort pad Pretoria toe. So ek dink dis iets wat mense in gedagte moet hou. Ja, nee, ek hoor jou. Natuurlik en vir baie van daai skole is ook in die Boland streek, né? Kom te dink of dit. Alhoewel hulle feitelik maar die WP speel, maar nou ja. Ek sit en kyk na hierdie span wat die Bulle nou soen te stuur, 34 spelers. En as jy daai name lees, né, dis Jan Hendrik Wessels, Jan Groblaar, Roan Vermaak, Roan Orkee, Marcel Coetzee, Jean-André Rudolph, ek bedoel die ster van die seisoen lyk dit my. En jy gaan so af. Dis eintlik 'n ongelooflike span wat die Bulle het, wat eintlik tot nou toe so 'n bietjie ek gaan nou Engelse woord gebruik, maar nou kan net nie oomblik 'n Afrikaanse woord kom nie, ander perform het, maar lyk ding of dinge 'n bietjie omgedraai daar by die Bulle. Ek's opgewonde. Ek neem aan hulle gaan seker een helfte soveel in omtrent die hele span vervang vir die tweede helfte. So 'n opwarmingswedstryd. Dit het nie ouens weer kanse kry om weer in die ding in te kom, is dit nie? Ja, daar's twee verskillende albei Boland en die Bulls het twee verskillende spanne gekies. So daar's 'n eerste wedstrydspan en 'n tweede wedstrydspan wat so gaan op en af kom met reserves. Ja, ek dink dis die Bulls. Ek dink die plan daar is dat hulle kyk natuurlik die Sharks speel die naweek teen die Lions. So hulle het na 2-3 weke se rus gaan hulle 'n wedstryd agter die rug hê wat op daai
intensiteit en wat natuurlik 'n harde wedstryd sal wees Saterdag. So die Bulls, ek dink is bietjie versigtig dat hulle bietjie momentum verloor het in die rustyd. So ek dink dit is belangrik vir hulle dan om so sterk as moontlik span te kies. Ek bedoel, is eintlik net Pollard en hier en daar nog 'n speler wat kan bykom in hy span, dan sit jou eerste keuse span. So jy het omtrent almal wat daar of omtrent 90% van daai span, 80-90% van daai span is wat waarskynlik teen die Sharks gaan speel. Daai span wat jy nou genoem het, die agterlyn is ook 'n sterk agterlyn. So afhangend van wat die centers en die beskikbaarheid van Kane en Moody en daai spelers natuurlik, maar Foster en Gans het goed gedoen, baie goed gedoen in die Lions. Amper sê kan amper nie moeilik wees om hulle nou weer uit te laat, maar dit is 'n lekker probleem wat Ackerman het. Maar lekker weer in die Kaap, so dit is daarmee te warm. Dit was so afgelope maandag was so halwe hittegolf in die Kaap, maar ek dink hulle gaan hom nie te warm kry in Wellington. Wellington is bekend in Februarie om te warm te wees baie keer. Maar ek dink dit gaan baie beteken. Ek dink enigste lastigheid is net om te bestuur is dat jy moet die potensieel nou van besering. So ek dink albei afrigters sal sê kom ons speel hy wedstryd so ernstig as moontlik, hard as moontlik en op intensiteit wat jy altyd sal speel. Dan het jy amper 'n beter kans om nie beserings op te tel nie. Wanneer jy beseer raak is wanneer jy 'n oefenwedstryd so half pas en dinge deur die motions gaan, dan hier en daar dan kry jy ou seer. So dis al risiko miskien van 'n opwarmingswedstryd MW, maar ons het al gesien ouens kry seer op die oefenveld ook. So dis nie 'n gegewe dat jy besering gaan vryspring nie. Ja, dis lekker dinge wat gebeur in Wellington. So dit is Vrydagmiddag, ja. Jy weet nou, kom ons praat nou oor hierdie kleine unies net so vinnig. Ek probeer net gou ietsie kyk. Die Vrystaat. Jy weet nou, laas jaar ek en Harry het gereël ons kom met Frans Steyn gesels en dis eintlik so 'n bietjie van 'n uit die huis uit praat hierso. En toe die meeting nou opkom met die Zoom en ek en Harry sit daar en ons wag vir Frans en Frans sit daar nie. En ek vra toe vir Nel van die Cheetahs nou, waar's Frans? O God, sy sê nee, hy is besig om die spelers se kleedkamer te teel. Hy het vergeet. Nou die arme Frans Steyn moet hy moet Rory Duncan se posisie nou nog oorneem. My broer, is die hele Vrystaat nou net Frans Steyn nou, wat gaan nou aan? Rory Duncan is nog eers 'n jaar terug by die Cheetahs nie. En nou vat hy so goed in die trek Sharks toe. Ek bedoel, jessie man, wat gaan nou aan? Ja, dit is 'n frustrasie dink ek in Bloemfontein en ons weet wat die Cheetahs kan doen, al gedoen het en hoe trots jy dit is en jy voel die hele tyd dat mens praat nou van die 4 spanne wat mense die hele tyd in die Verenigde Rugby Kampioenskap noem, weet dit is amper soos 'n rympie, weet jy sê dit is die Bulls en die Sharks en die Stormers en die Lions. Dit voel of die Cheetahs daar moet by wees en dit was altyd so gewees en veral in die ou rugby wat ons nog in Nieu-Seeland en Australië gespeel het in die Super Rugby, was die Cheetahs ook altyd daar. So dit is moeilik en hulle moet heeltyd al veg om in 'n kompetisie te wees wat hulle tot hulle reg kan kom en kan beter opposisie kry. So hulle kry genoeg speelkans, maar dis asof hulle daai volgende trekkie nou net nie kan neem en nou het jy situasies so Jandre Rudolph byvoorbeeld was in daai try baie onlangs en hy het goed gedoen daar en kyk wat hoe speel hy nou vir die Bulls en nou het jy administrateurs wat ook skuif. So wat gebeur is die ander unies kyk natuurlik rond en hulle sien daar's goeie dinge wat gebeur. As jy kyk wat Rassie ook rondom hom het, is 'n klomp Bloemfontein manne. Rassie self kom van daar af, eintlik in die Ooskaap maar Dispatch maar Westel maar Bloemfontein. Daar Iman Piper ook weet so dis almal Bloemfontein manne wat 'n groot impak maak in Springbok rugby. So topklas mense, top administrateurs, top spelers, so dit is 'n voedingsbron altyd. Kyk dit so 20 jaar terug het die Sharks begin om baie van die spelers, Frans Steyn wat jy van gepraat het en Andre Joubert en alle manne het daar geëindig op stadium. Maar so het baie manne rondgeskryf. Dwayne Vermeulen net by die Stormers kom namaak nadat hy by die Cheetahs was. So jy kan naam op naam opnoem, dit is 'n voedingsbron. So dit is eintlik jammer, maar ja, dit is komies, maar dis ook eintlik erg om te dink dat 'n man in daai posisie van Frans Steyn moet nou die teelwerk doen aan die kleedkamer. Dis nie wat hy moet doen. Ek verstaan sy hart en ek verstaan hy is 'n man wat sy moue oprol. So hy tip my hat vir daai ene. Ja, nee. Maar ook aan die ander kant moet hy ook sy rug reguit maak en sê hoorie man, kom ons kry vir ons 'n man wat kan teel. Dit is nie my job nie. Ek weet nie, ek dink dit is eintlik net 'n storieetjie, maar die ding is net, dit voel net vir my asof die skipie begin sink daar. Jy weet, begin die rotte nou van die skip afspring, jy weet wat ek bedoel, daai gesegde, rats leaving a sinking ship. Het maak my baie hartseer, ek moet jou sê, dis nie vir my lekker nie. Maar nou ja, dalk kom ons praat gou oor die Currie-beker. Ek sien die Griekwas moet kwalifiseer om in die Currie-beker te speel weer. Ons het gewonder of dit gaan gebeur of nie gaan gebeur nie. Maar hulle is die verdedigende kampioene, come on man. Dis 'n skreiende skande, is dit nie?
Ja, ek dink dit is maar die enigste kompetisie in die wêreld, of nou nie heeltemal in die wêreld nie, maar ek dink is altyd my vergelykbaar met sokker en Europese sokker en Engelse sokker en wat hulle doen, wat ons maar baie afgekyk het ook. Maar as jy daar 'n kompetisie gewen het, is jy deur. Weet jy is ten minste weer daar. Daar seker ander redes, weet dat daar is seker maar redes hulle almal nou regverdigheid gee ensovoorts. Maar mense dink dat daai insentief om dit te wen moet jou kan deurtrek. Dit moet dan ten minste wys dat jy is goed genoeg om weer in die Karibebeker te speel. Ek meen jy kan nie van wenners na glad nie daar wees nie. So dit is ek verstaan die frustrasie van die afrigter. Nou moet jy maar moue oprol weer eens, nou moet jy maar speel. Maar mense dink dat dit 'n insentief sou wees vir die span wat wen. So dit is 'n snaakse reëling om te maak. Miskien het hulle nou ook probeer om almal se belang bietjie hoër te hou en om te kwalifiseer en om daai kompetisie bietjie gesond te hou. Maar ek dink dit is onregverdig teenoor die Griekwas. Ek dink ten minste as jy daai kompetisie wen, die Karibebeker wen, moet jy sê jy kan volgende jaar speel. So ek mis dalk logistiese goed, ek mis dalk dinge wat in die raadsaal dalk nie uitgekom het nie, maar dit klink vir my nie na die regte call nie, maar ek dink Griekwas is in ieder geval goed genoeg om te kwalifiseer. So ek dink dit plaas 'n bietjie meer druk op hulle, maar miskien is dit ook die regte motivering MB. Dalk in so 'n geval is dit ook okay, nou ons is nog nie in nie. Dalk help dit hulle nog meer as wat hulle dink. So dat jy nie te veel terugsit en sê ons is klaar aan nie, maar ja, dit is baie van die kleiner unies doen baie moeite. Ek weet die SWD gebeur mooi dinge, goeie dinge, daar's nuwe beleggers, daar's nuwe afrigters. Die Valke doen baie moeite. Die Valke het groot tree vorentoe geneem. Die Griffins is baie meer kompeterend. Die Boland het ons net nou oor gepraat en die Pumas is altyd sterk. So ek dink ons volgende lyn rugby in Suid-Afrika is baie sterk. Dit is miskien nog waarom Suid-Afrikaanse rugby is waar hy is, want dis waar Australië sukkel, want hulle het maar so 3-4 franchises om uit te kiespunt stop. Die diepte is daar nie. Ons het nog waar's die kap ook wat ons nog nie eens oor gepraat het eintlik nie, wat nog nie by standaard is wat dit moet nie. As jy kyk na opwarmingswedstryde, hoe ver die Boland die Aitjies en IWK gewen het in opwarmingswedstryde. Ek dink IWK was 100-0 geweest. Maar so daai gaping is groot, maar die talent is daar. So jy daai voedingsbronne as jou volgende lyn kleiner unies ook goed doen. En dan kom my spelers baie meer deur. So daar's baie meer Jandre Rudolphs wat daar rondloop. Wel, gepraat van toekomstige Jandre Rudolphs, jy praat nou van die Varsity beker. Lekker opwindende wedstryd, tikkies wat vir Aitjies gewys het wat verlede jaar was so skryende skade, hulle moes eintlik gewen het. So maar nou ja, hulle het die potjies verhang. Maar vertel my 'n bietjie oor hierdie tikskoppie 3 ding. Ek het dit vinnig raak gelees en ek kon nie vinnig genoeg iets opspoor hoe dit presies werk nie. Ek het nie die wedstryd gekyk nie en dit kom mense op my gesê blykbaar vat jy die tikskoppie van die 22 of iets. Hoe werk dit, weet jy? Ja, as jy 3 gedruk het, dan het jy 'n opsie binne 20 sekondes moet jy die skeieregter inlig wat jy gaan doen. Of jy gaan paal toe skop vir jou 2 punte doelskop, of jy het 'n kans om nog 'n 3 te probeer druk. So dan as jy om 5 meter van die hoekie af jou 3 gedruk het, dan reg oor daai waar jy sou skop op daai lyn, op die kwartlyn, kan jy dan 'n tikskoppie vat en dan kan jy speel. Dan het jy 2 minute. Jy moet binne 2 minute, as jy nie binne 2 minute 3 druk nie, dan gaan dan sal weer 'n afskop. So dit is 'n fase wat dan aangaan tot die 2 minute verby is of tot daar 'n fout is. Vletjie word geblaas en dan is daar afskop weer van die middellyn af. Maar jy het dan nie 'n kans om weer doelskop ook te vat nadat jy daai tweede 3 gedruk het nie. So jy het potensieel om dan 10 punte aan te teken. So jy het die 5 punte gedruk. Al meer wat jy kan kry, jy kan 5 punte kry om by jou 5 te sit vir 'n totaal van 10 in steede van 5 en 'n doelskop vir 7. Baie van die spanne het dit probeer in die eerste paar wedstryde. Dis so 'n bietjie van Amerikaanse voetbal, rugby, Gridiron het ook daai konsep. As jy 'n touchdown het, dan is dit 6 punte en dan jy 1 punt skop. Maar as jy wil, dan kan jy van 5 meter of 10 yards af terug, het jy 1 kans om nog 'n touchdown te kry vir 2 punte. So 'n bietjie afgekyk by hulle, dink ek. So ek dink baie van die spanne dit probeer. Soms het dit gewerk, 1 of 2 keer gesien dit werk, ander kere het dit glad nie gewerk nie. Maar hulle is wel geneig om dit van 'n skuinsdoelskop te doen en ook te doen wanneer jy ver agter is en om 'n kans te vat om bietjie nader te kom. Maar ja, dit is interessant. Dis my mening. Ek hou nie daarvan nie. Ek is 'n bietjie meer tradisioneel omtrent dit. Ek verkies kom ons speel rugby soos wat die reëlboek sê. Daar sal klaar baie sideshows by die Varsity Cup. Jy hoef dit nie nog meer in te kleer nie. So dis interessant. Maar ja, so maar kyk of dit werk. Wat ek gesien het in die eerste ronde sê dit vir my so 50-50 effek gegee. Ek dink dit is ek verkies by
die tradisionele manier. Ja, ek ook. En maar 2 minute is maar vinnig, jong. Jy weet om van die kwartlyn af te vorder tot daar en veral as jy sê as vir die kant van die kant af is van die ouens stok sukkel bekommerd oor die verdoelskop. Ja. Wat is die kanse? Ek bedoel ek weet nie. Ek kan nie van sulke Jy kan, kunsmatige goed ja. nie, nee. Jy kan natuurlik as jy onder die palle druk dit ook doen, maar dan het jy nou 'n bietjie meer opsies, maar dit is maar tikkie hardloop en speel en kyk of jy oor die ek weet die maties, ek dink die maties het so 3 gedruk teen die Koffsies. Een wat ek kan onthou, ek dink daar was meer ook geweest, maar van dit het glad nie gewerk. Jy's 'n paar keer probeer, maar dan 2 minute verbygegaan. Right, kon dit natuurlik die ander groot wedstryd. Eintlik die enigste wedstryd van die URC die naweek of VRK is die Lions wat die Sharks gaan verwelkom daar. Maar die groot nuus wat ek hierdie week soos nou vinnig na verwys het is JP Peterson is toe aangestel as die nuwe hoofafrigter. Ek moet sê ek is bietjie verbaas daaroor. Ek het geloof hulle gaan dalk bietjie van 'n groter naam soek of so. Nie dat ek sê hy is nie 'n goeie afrigter nie, maar ek het nog terwyl hulle nou huis skoon maak, gaan hulle nou gaan vir die groot kanonne. Ek het sommer gespot nou die dag en gesê hoekom kry jy nie sommer vir Scott Roberts hy hou van branderplankery en alles, maar nou ja. Wat is jy gevoel oor JP? Ja, ek het ook gedink in Desember dat hulle het reeds iemand in gedagte. Ek was bloot by my gedagte rondom dit was dat dis 'n groot posisie om aan te stel en hulle het nie 'n waarborg gehad dat JP Peterson sou goed doen nie. So ek weet nie of hulle iemand se oor gefluister het Desember jy het 'n kans afhangend van hoe JP vaar nie. Dit kan miskien een scenario wees. Maar ek dink dit was 'n risiko gewees het om in Desember net eenvoudig dit te los en te sê kom ons kyk hoe vaar JP. En as hy goed doen dan stel ons hom aan, as hy nie goed doen dan soek ons. So dis moeilik om te sê wat in die raadsaal gebeur het MB, maar ek dink JP Peterson het dit vir hulle maklik gemaak. Vandat hy begin het hy sukses behaal. Nou dink jy altyd die eerste 2 wedstryde kyk jy maar so half van 'n afstand en dink okay, dis miskien nou maar net nuwe afrigter, is 'n bietjie nuwe emosie, weet is dit of moet hulle gewen. Nou gaan dit verby, nou begin hy wen in die Kaap en hy wen weer die Stormers in Durban en dit was die toets dink ek wat vir sy kom ons sê maar sy direksie die finale ja-woord gegee het waarskynlik is dat as jy daai 2 wedstryde kan wen, dan beteken dit jy kan op die hoogste vlak afrig en die tweede een in Durban is 'n indrukwekkende een vir my want die Stormers het kans gehad om reg te maak wat hulle gesien het gebeur het in die Kaap. Hulle kon gesien het wat JP Peterson doen, sy afrigtingsmetodes ensovoorts, maar takties was hy nog steeds goed geweest en nog steeds die manne op die regte bladsy gekry. Van hier en daar van die video snip sê maar video kies as ek so kan stel wat op die internet is wat ek sien uit die kleedkamer kan ek sien dat hy 'n sterk stem in die kleedkamer. So dit was een ding waaroor ek gewonder het, is hy nie te jonk nie, weet dat hy nie te onlangs gespeel nie. Dis altyd die risiko van daai jonger afrigters, maar ek kan sien dat hy die respek van die kleedkamer, hy praat sterk, hy sê wat hy moet en die manne luister en hy het 'n sterk kleedkamer, weet dit is van al die kleedkamers in die wêreld is dit van die sterkste kleedkamers as jy sit met Siya Kolisi en met Eben Etzebeth en daai tipe spelers in jou kleedkamer. Dan praat jy van sterk leiers en ouens wat al 'n paar keer om die blok is, so om hulle te bestuur en hulle af te rig is nie so eenvoudig nie. So wel gedaan. Ek dink local is lekker. Ek is bly dat hy kom deur en dalk is dit 'n afrigter as hy daai suksese kan behaal by die Sharks, is dit iemand om dop te hou oor 'n jaar of 5 dalk vir hoër laure, weet dit is lekker om te sien en ek weet hy's gebore in die Kaap, Stellenbosch, kom van Stellenbosch oorspronklik, maar hy is 'n Shark deur en deur in terme van speel en hoe lank hy in Durban is en hy verstaan die Sharks. Ek dink dit het 'n groot rol gespeel. Ek dink dit is 'n groot bate dat jy so iemand het en dit werk ook nou tans vir die Bulls met Ackerman. Ek dink daai dinamika wat so 'n bietjie afwesig was in die eerste paar wedstryde waar hy net 'n klomp goeters in plek moes kry. Nou jy waarskynlik sien jy die waarde van iemand wat die franchise verstaan en regtig 'n passie het vir daai embleem. En dit is 'n groot waarde. Jy het dan John Dobson in die Kaap ook, hoewel hy nou nie noodwendig vir die Stormers gespeel het nie, maar ook 'n regte Kaapse rugby man. Daai in the Wool Stormers man, daai ou, ja nee, kyk. Ja, presies. So dan sien jy dan kom dit reg deur. So ek dink dit is JP Peterson, ek is bly en ek dink hy doen goed en groot toets Saterdag natuurlik. Die Lions sal 'n comeback in hoofletters wil maak of 'n terugveg poging. Ek dink wat was dit 52-17, ek het al vergeet. Ja. Ek dink dit was 52-17. Ja. 17-52, want hulle ja, 17-52. Laat ek dit invryf. Was 'n tuiswedstryd wat hulle so sleg verloor het, maar nou ja. Ja, hoe jy gesê was amper Jan van Riebeeck 16-52. Ja, amper. Ja. Wel, ek het maar net terwyl ons praat, het die Lions se span uitgekom. Ek sit hom hier voor my. Wil jy hoor?
Ja. Ek sal graag wil hoor want Ja. die Sharks het 'n paar manne wat rus. Ja, die Sharks het nie hulle beste spelers gestuur, hulle kan nie. Springbokke moet rus. So hier's SC Kotse, PJ Botha, Asenati, Etienne Oosthuizen, Darry Landsberg is die slotpaar, Darry Landsberg. Dis interessant hy begin. Dan nommer 6 is Sibo Mahashi. Nou ek het gesien hierdie week die Lions het 'n bietjie uitgestuur oor hom, hy het onder 20 Springbokke gespeel en alles. Ek het nooit gehoor van hom nie. Rowan Venter op 7, hy's terug van sy skorsing af. Frankie On is die kaptein. Morne van der Berg, Chris Smit. Ek het nou nog gespot, ons het laas die Bulle 2 Chris Smits gehad, nou het hulle nie een oor nie. Maar nou ja, een is by die Lions en een is by die Boland. Angelo Davids, Bronson Mills, Henko van Wyk, Kelly Mbeku, as ou wat nou die wenkbrauw laat lig, en dan natuurlik Keon Horn, op die bank Franco Maree, Aris Koeman, Eddie Davids, daar is dit van die Griekwas, ek dink hy doen nogal goed vir homself, Reinhard Notnagel, Batu Glekani, begin van die bank af, Renzo de Plessis van die bank af, en dan Hashim Pied en Erich Cronje. Nou daai Batu Glekani, Hashim Pied, groot name daai. Ek sê ons gaan hulle nog baie van hoor in die toekoms. Ja. Nee, ek stem saam. Ja, die bank is sterk. Ek hou ook van Renzo du Plessis en nie net oor hy 'n Fossie Ben Foster oud leerling van Ja. Natuurlik, ja. Alma, daar's min alma maters waaroor ek kan praat. Maar ek hou baie van hom en ook Batu natuurlik en Piet van die bank af. Sterk agterlyn van die Lions. Daai skakelpaar gevestig, weet Morne van der Berg baie goed. Smit baie goed, van Wyk op senter, Horn heel agter. Goeie span. So dit gaan 'n harde stryd wees voor 'n bietjie verrassing hier en daar, maar die bank gaan dit kom aanvul, maar ja, dit gaan 'n moeilike een vir die Sharks ook wees. Baie keer om 'n span te speel as jy so pak slag gekry het, is moeilik. Jy veg eintlik harder om net jou benadering so te kry en te sê, hoorie man, ons moet hierdie ouens glad nie onderskat nie. Vergeet die 52-17. Dis 'n skoon bladsy 3 weke later. So dit is 'n bietjie van 'n moeilike een vir die Sharks. Hulle op alles wat gebeur het die afgelope ronde is hulle die oorweldigende gunstelinge. Nou as hulle nou die Stormers kan klop, dan kan hulle verseker die Lions ook in hulle spar klop. Ek dink hulle het 'n kans om dan die Suid-Afrikaanse skild te wen as hulle Saterdag wen. So dit is met een wedstryd oor, dan maak die een op loftes nie meer saak in terme daarvan nie. So as hulle wen hulle die skild. So dit is baie op die spel. So ek dink hulle is aangeskakel wat dan aan die ander kant van spankeuse is bietjie jammer is hierdie verpligte rus wat eintlik vir die Sharks 'n bietjie ontneem van 'n baie sterk span. Daai span sal nou natuurlik al daai 4-5 manne gaan nou weer op beloftes versveld uitdraf. Ja. Maar die span wat hulle mis is sterk manne. Dis Oxenche, dit is Siya Kolisi, Andre Estreisen, ek dink dit is ook die center, Evan Hooker. Ja, Hooker wat ook gespeel, ek dink Bongi en Bonani ook, dat daai 5 is Springbokke wat verpligte rus het, wat nie kan speel, maar nog steeds het hulle baie sterk span. So ek dink hulle het nog genoeg slaankrag waarskynlik om gunstelinge te wees, maar sonder daai 5 is hulle swakker. Dit is 'n kans vir die Lions. Hoor 'n bietjie wat sê hulle van die Sibo Mahashi. Ek het gaan kyk wat die Lions vir ons uitgestuur. Nommer 1, gematrikuleer at Hudson Park in Oos-London 2022. Toe is hy die kaptein gewees van die Grens Kruiwenweekspan en die SA skolespan in 2022. Toe is hy die kaptein van die SA onder 18 span teen Frankryk en Engeland. Toe kaptein van die Lions onder 21 span. Toe speel hy verteenwoordig die junior Springbokke in 2024 en toe maak hy sy senior debuut vir die Lions teen Lyon in die EPCR Challenge Cup. En natuurlik hy is nou gekies vir hierdie wedstryd. Nou dis 'n indrukwekkende CV daai, né? Ja. Nee, dis daai leierskap en dit is wat 'n afrigter kan nie meer vra as 'n speler wat goed is eerstens en leierskap eienskappe het nie. So as jy leierskap eienskappe het, dit kom deur op die veld. Hulle is nie kaptein nie. Maar dit kom deur ook in jou etiek en jou menswees en jou waardes en jou karakter en al daai goed, dit kom dit ook uit. So as jy 'n leierskap spelers het, dan weet jy dat hy sy menswees is in plek op baie areas. So dan het jy 'n goeie speler. Hy's coachable, soos hulle in Engels sê en hy's 'n spanman waarskynlik. So ja, dis 'n groot aanwinst. So ek dink dis lekker om daai manne deur te sien deurkom, maar klomp leiers in Suid-Afrikaanse rugby, so ek dink dit is lekker om te sien. Ja. Ons sien nou Fred het ons weer by ons aangesluit, Fred Bassett. Hy het iets gehoor hier by die voordeel, maar ek dink ons is in 'n koelde sak gelukkig. So as iemand hier inry wil regtig hier inry, maar Fred sal hulle uitsorteer. Hy sal hulle so sagte blaffie gegee. Ja.
Nee, jy weet Moet ek. ek hom gou aan die ander kant kry? Nee, ek spot sommer. Nee, ek gee glad nie om. Ek gaan sommer hierdie stukkie inhou. Steel van die Okay. pret. So dan Right. met Archibald. Archibald Bassett. Alright, nee, ek sal onthou. Goed, vertel ons my gou die Stormers, né? Nou hulle het nou weer vir Achiva Taimani geteken. Nou, hulle het 'n klomp nuwe name, groot name. Ek wonder ek oor Achiva, hy is nou nie baie gelukkig geweest met die Stormers nie, maar lyk my het ook nie eintlik die wêreld die brand gespeel daaroor see nie. Hulle Racing na die toe het hom nou vroeg vrygelaat en alles. Moet die Stormers maar eerder 'n slot gaan soek het nie, want ek dink hulle het meer probleme met slot as op losspeler. Ja, dit was my gevoel ook en hulle het twee slotte wat nou Murat en Van Heerden wat beseer is. So dit is 'n groot verlies. Ek dink Van Heerden is 'n baie groot verlies vir die Stormers. Hy was daai harde baard, ordentlike harde slot wat die harde werk doen. So hulle gaan hom verseker. So dis 'n groot verlies vir die Stormers. Ja, tensy hulle nou vir Dixon so nou en dan op slot ook wil probeer, maar ek dink hulle gaan hom op flank probeer hou, maar Demani is nie 'n slot nie. Ek het hom nog nooit op slot ook sien speel nie, so hulle het nou maar 'n flank wat bygekom het. Ek het maar gehoor ook, ek het ook hier gepraat met iemand laasweek daar, het was lange terug, so 3 weke terug toe die Stormers gespeel het iemand ook aan die gange gepraat, daar sprake daarvan. En ek dink sommige spelers pas beter aan of daar aan die ander kant en ander nie. So ek dink dit is maar 'n geval van dit werk vir jou of dit werk nie. Dit het ook nie vir Geland gewerk op 'n stadium nie. Hy's nie die eerste speler wat gewerk vir Sia nie, nie werk vir Eben nie. Sia ook nie. Dis reg. So dit nie vir almal werk dit ewe goed in daai kultuur en weg van die huis en nuwe taal en so voorts nie. Dit klink lekker. So as jy jou handtekening op hy kontrak gee dan blink jou oë ook vir alles jy sien wat jy gaan verdien. Maar ek dink dan die realiteit van die week tot week skop dan in. So ek dink nie dit is sy skuld nie. Ek dink dit is maar net sommige spelers is dit maar net nie voor nie. So ek dink hy sal weer so regkom in die Kaap. Ek dink hy het goed gespeel in die Kaap in terme van die rugby wat Dobson ook wil speel. Hy het goed ingepas in dat Dobson is 'n uitjie. As jy die Kaapse rugby ken, is daar baie eras gewees, daar Maties era, Dawie Snyman hulle en Carlo Plessis hulle. Daai afrigtingstyd is die Maties klank en dan jy die uitjies invloed met Robbie Fleck en Dobson wat nou 'n tyd lank. So die uitjies is bekend en jy kan sien in die manier wat hulle ook die Kap speel, hulle wil heeltyd speel. Hulle speel vinnig, hulle is aanvallend en so Dobson weet hy met 'n goeie set piece het of goeie skram en lynstande hê. Maar hy is nog steeds het hy ingesteldheid om te speel en hy spel spelers ook in sy agterlyn, maar as jy daai koppeling het met iemand soos Diamani wat op tweede, derde, vierde fase amper soos op Pollock vir Engeland in die spel inkom, is dit vir jou baie werd. So Renzo du Plessis het ek ook baie genoem, vir my doen dit ook by die Leeu. So as jy so 'n beweegliker flank het wat sy werk ook kan doen, maar hy speel in 'n aanval is hy vir jou baie werd. So ek dink dis waar hy goed gedoen het vir die Stormers en ek dink waar hy 'n aanwinst gaan wees, maar ek dink die Stormers het 'n goeie lostrio gevestig nou met Dixon en met De Villiers en met Roos, waarskynlik hulle eerste 3 wat goed gedoen het saam met mekaar goed aanvul. Maar Diamani sal verseker as 'n man wees wat nader aan daai 4 is. So lang kompetisie, baie wedstryde, jy het diepte nodig. Reg. Oor die Suid-Afrikaanse spanne, kom ons praat 'n bietjie oor die 6 nasies en ja, die groot nuus natuurlik is Sam Prendergast, nadat Andy Farrell hom deur Dickenden by hom gestaan het. Hy sommer heeltemal uit die groep het. Hy is nie eens in die 23-tal nie. Nou mense praat baie oor hoe swak Andy Farrell hierdie hele ding gehanteer het. Nou Jack Crowley was eintlik die kroonprins gewees en hier kom Sam Prendergast. Ek weet hy was hierdie vreeslike talent wat almal op skool geïdentifiseer het en alles, maar ek bedoel dit is te jonk, is te jonk. Sasha en Sam is min of meer dieselfde ouderdom, dink selfs as 'n jaar ouer. Maar Sasha se temperament is net anderster. Sam Prendergast sal waarskynlik daai speler word, maar hy is nog nie daai speler nie. So ja, dis 'n groot erkenning amper van Andy Farrell dat hy 'n fout gemaak het daai, dink jy nie? Ja, Prendergast as jy hom so kyk dan lyk dit hy's jonk, hy lyk of hy nog soos 'n jong Labrador wat nog so half in sy voete ingroei. Hy lyk so half ja, dis presies reg. Hy nog so 'n bietjie lank is. Hy moet nog in sy skoene en sy hande ingroei. Maar 'n talentvolle speler, maar onder druk sukkel hy en dit is toets rugby en dit is hoër vlak rugby op daai vlak. As jy dis maklik as jy voorvoet bal kry en jou voorspelers oorheers en jy speel vir Leinster en jy het lekker dominerende bal en dit is maklik. Jou toets kom wanneer dit swaar gaan met besit en jy's onder druk en jy moet plan B en C maak en om die verdediging moet jy sterker wees. So daar's hy uitgewys. So ek dink dis waar hy vir die 6 nasie weggeval het. Hy het in die Stormers en teen die Bulls het hy gesukkel op 10 daai eerste 2 wedstryde van die jaar.
Dis gewoon tog, maar Jack Raleigh was nog altyd vir my 'n goeie speler en hy laat my baie dink aan Smith van die Leeu's en ook van George Ford. Dit is hulle is daar's die term wat ek kan dink is as 'n skoon loskakel, bedoelende dit wat hulle doen hulle goed. Hulle is nie iets wat hulle nou belaglik doen nie. Hulle is 'n bietjie effens meer konservatief, maar hulle skop goed, hulle versprei goed, hulle verdedig goed. En weet hulle kan alles doen. So hulle jy weet Maar wat die X-faktor nie, dis eintlik waarop dit neerkom. Dis reg. So ek dink dis hy gaan vir hulle beter vaar teen Engeland. Engeland gaan 'n baie moeilike wedstryd vir hulle wees, maar hulle het 'n paar veranderinge gemaak. Hulle het vir Ted Furlong wat ook terugkom, wat 'n groot verskil gemaak op vaskop. Want hulle het in die skrams gesukkel. So dit mag dalk 'n verskil maak. Hy's Leeu's dit en deur die Europese media genoem as die beste vaskop, maar ons weet daar's ander vaskoppe wat ons sterk beter is, maar hulle het altyd weet maar as jy vir die Leeu's vaskop speel, dan sê hulle mos jy is die beste in die wêreld. Ag ja. Ekskuus, ek net van die rede val, maar Ted Furlong is die ou wat daar in die lug rondgevlieg het daar. Die taal het hom skoon van sy voete afgeskram. Hy het letterlik daar bo rond gedwarrel. Nee, regtig, dis hy die beste vaskop in die wêreld is. Nee, come on. Pull the other one. Nee, absoluut, maar weer eens dis Stephen Jones en al daai joernaliste daar in Engeland. Ja, nee, kyk. So ek dink 'n groot aanslag vir hulle in Londen. Dit is Engeland wat 'n goeie span het. Hulle het nou vir Pollock wat begin op 8ste man. Earl wat hulle flank toe geskuif het en Curry wat ook op die lostrio is. So 'n sterk lostrio. Is interessant wees hoe Pollock vaar in sy eerste opdrag 15. Ek het 'n onderhoud gehoor van Bothwick wat hom gevra het oor hierdie superstars. En hoe hanteer hy dit? En so hy het nou gesê wel hy embrace dit is goed vir die game, vir die wedstryd of vir spelers soos Pollock. Hy is nou nie die eerste sogenaamde superstar nie, maar dit moet op die veld moet hy maar net doen wat hy moet doen, weet. As hy nou hier en daar nou 'n slaagse ding doen, hy 3 gedruk het. Hy's nie perfek nie. Ek onthou Lionel Mpoe en daai alle manne as hulle daai goedjies gedoen het voor hulle 3 gedruk het. Ek het baie keer gedink, druk net eers die 3 en dan doen jy goedjies, maar so almal het maar sy manier. Dit vat nie weg van Pollock nie. So ek dink is frustrasie en ek dink 20 jaar terug was dit dieselfde effek van Bob Skinstad. Hy het ook daai tipe frustrasie losgewek amper. Hy was ook 'n ander tipe speler, ook amper soos Pollock was hy baie beweeglik en het briljante goed gedoen, maar ook almal frustreer rondom hom. So wil ek sê hy's windie en sy profiel is dit en dat en so jy het dit maar. Ja, as ons terugkom by Ierland net wat jy aanvanklik vra of Jack Rowley maak hulle verseker sterker. So ek dink dit gaan 'n lekker toets wees, maar ek dink nog steeds Engeland gaan terugkom na hulle verloor teen Skotland in daai nou wen. Ja, ek dink Engeland het besef hulle is eintlik so goed as hulle gedink het hulle is nie. 'n Bietjie teruggekom aarde toe, dalk nie tyd 'n bietjie hulle tot verhaal te kom, as dit die regte woord is en jy weet, ek dink Ierland is definitief besig om te kwyn, noem dit maar so. Terwyl Engeland eintlik besig is om alle beter te speel. Ja, laasweek teen die Skotte het hulle 'n bietjie lig gehad, maar feit saak is 'n goeie span daai. Ek sien Bothwick het gesê hy wil graag die euphoria het hy dit gedoen van die skare. Hy wil die skare met betrokke raak en dis hoekom hy spelers soos Pollock kies. Nou ja, ek dis seker speler 24 dan, maar nou ja. Die punt is net ek dink Engeland gaan hierdie een redelik gemaklik wen as jy my vra. Ek dink Ierland het moeilikheid. Maar vir my die wedstryd van die naweek. En ek sê nooit gedink ek gaan dit sê nie, maar dit gaan Frankryk teen Italië wees. En Italië, en hier is my groot vraag aan jou. Italië het vir Ierland geskram met hulle huk. So ek nou gesê het, Ted Furlong wat daar in die lug rondgetrek het. Ek neem aan dit is deel van hulle het nie 'n lekker slot agter hom nie, maar Ierland het nie regtig gesukkel teen Frankryk in die skrams nie. So Italië het vir Ierland geskram met hulle huk. Ierland kon nie vir Frankryk skram met hulle huk nie. Frankryk kon nie vir Ierland skram met hulle huk nie. Ek dink Italië gaan vir Frankryk 'n groter toetsfees as wat ons almal verwag as jy my vra. Ja, hulle verras en daai Skotland wen was 'n beter wen as wat ons dalk erkenning gegee het in die eerste ronde. In konteks gesit nadat Skotland toe of Engeland wen. Dit was nou in Edinburgh, maar by Skotland is nie sleg nie as jy vir Engeland kan wen nie. Hulle is tuis. So vir Italië maar eerste een te wen en dit laas jaar begin hulle het so nou en dan het hulle tuiswedstryde begin wen. En hulle het groot trek gegee, 2 jaar terug, 3 jaar terug wou hulle uit die 6 nasie uit wegjaag en sê sit Suid-Afrika daarin, want hulle het regtig swak gevaar. Nou is Wallis besig om daai risiko te loop. Maar ek stem saam met jou. Op die ouend as jy begin om so sterk vaste 5 op die veld te kan sit soos Italië, betekenend jy gaan nie daar strafskoppe afstaan nie. Dit is iets wat baie gebeur het met daai top 5 spanne teen die volgende 5
en teen die volgende teerspanne, is dat jy kan nog hier en daar in die agterlyn en jy kan nog met lyn staan en so aan, maar die scrums was die een ding wat almal regtig mee sukkel. So die regtig sterk spanne, die Springbokke en die Engeland en die Frankryk en die Nieu-Seeland eintlik ook in 'n mate, as jy net teen Fiji en noem dit, en selfs in Australië en teen daai spanne begin skram, dan is daar 4-5 strafskoppe in die wedstryd wat jy kry. En dit maak die verskil. Weet dan dat jy skop uit in hulle kwartgebied en dit word baie keer omgesit in punte. So as jy daai wegvat, is eerstens. En dan die ander ding is, Italië se verdediging is baie goed. Hulle het aanvallende spelers, alles is in plek. Hulle het goeie ervare spelers en ek dink hulle pluk die vrugte van Benetton en Zebre wat al hoe beter begin vaar het in die Verenigde Rugby Kampioenskap. En dit is stelselmatig gesien. Ons het so half al gepraat, so 'n week of 3 terug het ek die stelling gemaak dat die Bulls en die Sharks het 'n lekker einde in die URC met die Benetton en Zebre wat Suid-Afrika toe kom en amper het ek so half geïnsinueer dit is 5 punte vir die Sharks en die Bulls heeltyd. Nou is ek bietjie meer bekommerd, maar nou kom al die Italianers wat nou so lekker speel, kom vir Zebre en vir Benetton speel. Maar ek dink hulle is sterker gemaak deur die Verenigde Rugby Kampioenskap, verseker. Vandat Suid-Afrika Verenigde Rugby Kampioenskap speel Italië beter rugby. Wel, interessant. Ek het nou net met Franco Smit gepraat en baie van wat ons nou sien en wat in Italië aan die gang is Franco Smit se handewerk, né, wat nou begin deurkom en hy is eintlik nog baie trots op dit. Jy kan sien wat hy kan sien. Hy het ook gesê Italië gaan waarskynlik die mees ervare span hê in die 2031 Wêreldbeker. Spelers met die meeste toetswedstryde agter die rug daar. En die ander ding is as jy nou praat van Skotland wat Engeland laasweek gewen het, is nie heeltemal korrek nie. Dis Glasgow Warriors wat laasweek vir Engeland gewen het met Finn Russell by. En dis Franco Smit, nee, maak geen fout nie. Ja, dit is baie waar. En weer eens wat ek net nou gesê het, is ek dink ons moet nie onderskat wat die franchises, ek dink dis maar die span of die provinsiale spanne doen in die Verenigde Rugby Kampioenskap en hoe dit deurtrek nie. Leinster doen nou beter, hulle het 'n swak begin gehad, maar almal is nou kwaad vir Jacques Nienaber en sê dat hy's nou amper 'n rede dat Ierland nie lekker speel nie. Ja. Maar so hulle soek nou daar moet 'n rede wees en dit kan nie Farrell wees nie, dis amper hoe ek dit lees. Dit moet 'n ander rede wees. Maar as jou spanne soos die Glasgow Warriors en Edinburgh speel ook goed, dan sien jy dit deurkom. As weer eens ek onthou 2007, 8, 9, 10 of 2007, 8, 9 en 10. Toe Suid-Afrikaanse rugby regtig baie sterk was. Ons het eintlik die 2011 Wêreldbeker gewen het, maar dis 'n ander onderwerp. Maar hoe sterk was die Bulls en hoe sterk was die Stormers ook daai tyd. En die Bulls het 3 Super Rugby titels in daai tyd gewen. As jou franchise sterk is, dan trek dit deur. Weet altyd daar's my ou sê ding mos altyd gewees as hulle sê dis nou die ou tyd. As WP en Noord-Transvaal sterk is, dan Springbok rugby ook sterk. Ja. En die Sharks natuurlik is in die argument ook en in die Leeu's paalt ook so ons besef dit is nie meer so presies net so nie. Maar as in Suid-Afrika het jy nou in die Verenigde Rugby Kampioenskap, ons 4 spanne is almal in die top ek dink top 10. Op die stadium. Ek dink dit is baie naby die puntestand, 24-25 punte, Bulls 25-24, Sharks, Leeu's in die 10de plek, maar dis in die boonste deel van die punte. So daar was 'n seisoen of 3 of laas jaar of jaar voor dit was daar die Leeu's dan 12de, 13de en 14de, so hulle doen ook beter. Maar ja, Glasgow Warriors maak 'n groot verskil, maar terug op Italië net vinnig agter afsluiting. Zebre Benetton wat beter doen. Ek dink dit is die sukses van hulle en hulle is nie meer bang om teen groot name te speel nie, want hulle doen dit in die Verenigde Rugby Kampioenskap week op week. En so vir hulle om teen Tepont te gaan speel is nou nie meer so erg nie, want hulle speel teen die van die beste skrimskakels wat wêreldrugby kan aanbied van Suid-Afrika en van Ierland. Ons praat vinnig oor die All Blacks sage, die afrigtersage. Ons almal gedog in hierdie tyd weet ons almal wie se nuwe afrigter. Dit lyk nog steeds of dit ook die Joseph gaan wees, maar hulle maak dan maar groot harde werk van hierdie hele storie, né? En ons het nou die dag gespekuleer daaroor dat ek dink Scott Robertson het hulle eintlik bietjie onkant gevang en hy het besluit almal gedog hy gaan bietjie harder terugveg en bietjie skop haar teen en toe besluit hy nou waar staan vir julle ek loop. En toe skielik gats, wat nou? Jy weet, ek dink hulle het nie verwag hy gaan so gou sê ja nie. En nou sien ek Jamie Joseph gromme bietjie oor hy nou moet vir 'n onderhoud moet gaan en hy word nou dopgehou en sy afrigtings metodes word gemerk en was ouens in die kleedkamer en klomp mense wat na Japan toe gaan vlieg om Dave Rennie te gaan bietjie na te kyk en alles.
Dit voel vir my as hulle baie harde werk maak van om hierdie afrigter te kies, of is ek dalk nou 'n bietjie van 'n hygelaar hierso, want ek het net gesê dat met JP Peterson het dit dalk nie genoeg gedoen nie, nou sê ek die All Blacks doen net te veel. Wat dink jy? Ja, daar's 'n lekker klomp gegrom agter die skerms en jy sien dit veral in hulle Nieu-Seelandse media en hulle podcast en hulle manne wat praat en van die breakdown tot manne wat jy al op jou program ook gehad het, Devlin en daai klomp en hulle is besig en hulle grawe ook 'n klomp goed uit wat nou half eintlik die proses skade doen, maar ek dink my mening of dit is en weer dat hulle oog is te veel op 2027 wêreldbeker. Ek dink hulle is nie besig om die beste afrigter en vir die langer termyn en vir Nieu-Seeland rugby te soek nie. Ek dink hulle het een oog te veel op 2027 en hulle wil 'n proses saamstel wat hulle dadelik die wêreldbeker kan wen. Wat nie onmoontlik is nie, weet Rassie dit ook vinnig reg gekry met 18 maande. Maar dit is waarom hulle op 'n stadium was die name wat hulle genoem het, wil hulle amper al die beste so op een hoop gooi. So ja, dis aan die een kant kan jy argumenteer en sê dit is 'n deursigtige proses en die beste ou sal seker deurkom. Maar dit lyk vir my dit is maar tussen twee. Dit is tussen Rennie en Jamie Joseph. Ek dink dit is maar die twee wat sal deurkom en dan maar kyk wie hulpafrigters later is. Albei vir daai afrigters as hulle aanstel gaan All Black Rugby sterk maak. So ek twyfel nie. Ek dink vir All Black Rugby se onthalwe waarskynlik moet ons so gou as moontlik die man net aanstel en dit agter die rug kry en hy moet sê wie se hulpafrigters is en kom ons speel. Na alles, daar's 'n groot klomp fokus op vir Suid-Afrika op wat die All Blacks doen, want hulle kom speel baie rugby in Suid-Afrika oor 'n paar maande. Hulle speel in al ons franchises of in die top 4 en dan 4 toetse, wel 3-1 is in Amerika. Maar so dit is baie rugby wat gespeel gaan word, maar as dit Rennie is, gaan hulle baie sterker wees. As dit Jamie Joseph is, gaan hulle ook sterker wees, glo ek. Of net so sterk. Is moeilik om te sê. Dit is wat vir my snaaks is dat hulle is baie hard op Robinson in terme van die uitslaa, want hy het eintlik net 3 wedstryde en 23 verloor, as ek reg onthou. So hy het eintlik nie totaal belaglik gevaar nie. Maar wat hulle miskyk is dat totale Nieu-Seeland rugby het al vir die afgelope 10 jaar het hy momentum verloor. Dis nie 'n Scott Robinson ding nie. Dit is 'n era van hulle wat verby is na die Richie McCaws en die Carters en van daar af het hulle begin gly. En ek is nog steeds oortuig dat hulle sterk genoeg is in hulle super rugby struktuur soos hy tans is nie. Maar dit is nog maar op vir bespreking. Maar ek dink hulle mis Suid-Afrika. Suid-Afrika mis die All Blacks ook. Ek dink hulle het ons ook sterker gemaak. So dit was 'n tweeledige ding. Maar ek dink All Black Rugby in sy geheel is nie waar hy was nie. En dit is klein veranderinge, maar ek sal afsluit daarmee die een stelling wat ek gehoor het van die Nieu-Seelandse media op 'n stadium was is so min supersterre hulle nou tans het. En as jy na daai vorige era kyk, jy kan omtrent in elke posisie van die Whitelocks tot die McCaws tot die Collins, van Marshall, Carter, almal wat oproem, ek kan 'n hele span omtrent opnoem, dan almal was omtrent supersterre. Nou sit jy met 1 of 2 of 3 wat jy kan sê is hierdie oues en selfs Sevilla is nou half amper in die moeilikheid. So hy was een van die moontlike supersterre. Maar hulle het 3, 4, 5 wat miskien daar inpas. Hulle het op 'n stadium 10, 12 gehad. Ek dink wat Scott Robertson se doodskoot was as daai verloor teen die Springbokke op Wellington, die grootste verloor wat die All Blacks nog ooit gehad het, sover ek verstaan, as ek reg onthou in die geskiedenis. Ek bedoel, dit is nie 'n ding wat maklik gaan afgaan nie. Jy weet, ek dink hy het 7 verloor uit 27 as ek onthou, maar die punt is net teen wie het jy verloor en hoe sleg het jy verloor? Jy weet, dis die groot ding. Vir die All Blacks om vir die Springbokke te verloor dis groot hoor. En ek dink so sleg nie wat ek dink hierso. En as jy sê daai kwart eind in die wêreldbeker wat hulle soort van in hulle kop het, want hulle gaan waarskynlik teen die Springbokke te staan kom as alles uitwerk soos dit voorstel is om uit te werk. En die vraag is, sou die All Blacks soos dit nou is onder Scott Robertson die Springbokke kan aanvat? Nee. Die vraag is nou, die ander ding is, Eddie Jones het gesê die Springbokke piek tot nou te vinnig. Jy weet hulle dis nou te lank voor die wêreldbeker. Ek weet nie, dink jy daar's enige waarheid daarin? Kyk, hulle is desperaat dat die momentum moet gebreek word. So almal wêreld rugby is desperaat. Hulle is nie lus dat Suid-Afrika 3 keer in 'n ry wen nie. Hoekom kan jy dit nie 3 keer in 'n ry wen nie, maar ek weet nie bepaal hulle wanneer die momentum gebreek word nie. Ek dink ek spot baie keer daaroor, maar ek dink Eddie Jones neig so half na die wet van gemiddelde. Wat miskien maar waar is dat jy gaan seker nou nie heeltyd elke jaar die wêreldbeker wen nie. Dis waar.
Maar jy kan aan jou lopend kan jy kompeterend wees en nommer 1 in die wêreld wees. So dit is ek dink dis wat Suid-Afrika in terme van momentum en hulle te vroeg piek. Ek dink jy kan daai stelling maak as daar veranderings is soos Rassie Erasmus is nie meer die afrigter nie. Jy kan daai stellings maak as daar van sy hulpafrigters is wat ewe skielik weggaan. Maar solank daai afrigtingsspan konstant is en hulle is wie hulle is daai momentum nog net so sterk as en ek sê nie hulle gaan nie hier en daar 'n wedstryd verloor nie. Hulle gaan dalk hier teen die Europese spanne wat verloor. Dalk verloor ons in Engeland as hulle hier kom speel. Jy gaan dalk 'n veldslag verloor, maar ek dink ons gaan die oorlog wen. Ek dink ons dit is dalk ook nie te sleg om hier en daar teen 'n ou vas te val nie. Maar ons moet aanvaar, ons gaan 'n wedstryd of dalk in Europa verloor, dalk wen ons nie hierdie nuwe kompetisie nie, maar ons het 'n sekere span om die wêreldbeker te wen. Maar ek dink in terme van dat ons te vroeg gepiek het, is 'n bietjie desperaat. Ek dink Eddie Jones hoop maar dit is die geval. Ek dink as 'n bietjie jaloesie wat ook daar inkom. Hulle praat mooi dinge van Suid-Afrika, maar die ouens is maar lekker jaloers op wat gebeur in Suid-Afrika. Jy sien drywe. Maar Arie, maar ons het nou letterlik omtrent oor alles onder die son gepraat, behalwe vroue rugby, en ek wil nie te veel daaroor sê nie, maar ek het nou rond vir Griffin het ek spotterderwys gesê, die Bulle speel nou cricket, want die telling wat ek gesien het, 100-0 teen die Border dames, is grens daar, I mean regtig. Is dit enige meriete in om hierdie tipe wedstryde te speel? Ek ondersteun vrouwedstryde, maak geen fout nie, maar ek bedoel ons moet iets doen om hierdie spanne op 'n beter standaard te kry. Die Bulle is alweer besig om met alles weg te hardloop. 100-0, nee, dit kan nie vir enige span goed wees. Nie vir die span wat wen nie, en ook nie vir die span wat verloor nie. Ja nee, hulle sal ek dink die werk wat gedoen moet word is aan die ander provinsies sterker te kry, so die kompetisie gaan staan. Ek dink hulle gaan nie by Border nou uit die kompetisie uitvat nie, maar hulle sal dringend moet kyk om hulle sterker te maak. Ek weet Boland Rugby weer eens by hulle bekendstelling was die vrouspan ook daar, ook hulle treie is bekend gestel, hulle borge en al daai dinge en 'n groot fokus op daar, hulle is ook besig met baie meer professioneel te maak, meer spelers wat hulle in het, meer geld wat daar ingedruk word, so, en ek dink Boland sal, hulle miskien maar ook dink hulle gaan ook beter wees hierdie jaar, maar dis weer eens, jy moet baie meer professioneel wees, en dis wat, die Bulls was die eerste, dink unie gewees wat die vroue rugby 'n vol professionele span gehad het, en jy sien die verskil daar. Maar is lekker om te sien is so vinnig ter afsluiting. Ek sien daar's 2 oud spelers se familie wat deurkom. Ek sien Japie Mulder se dogter wat deurkom as 'n speler en Pieter Hendriks se tweeling sussie se dogter. Ek het nie geweet Pieter Hendriks was een van die tweeling. Ja, ek het ook nie geweet nie. Ja, maar sy tweeling suster se kind is ook besig om in die junior Springbok span het hulle albei gespeel. So dis lekker om te sien. Wel, ek sien Philip Burger se dogter is besig om die wêreld in die brand te hardloop op die atletiekbaan. Ja. Maar hy was baie vinnig. Hy was so vinnig, ek onthou, ja. Maar sy sal amper bou as hy, so ek kan dink sy het verseker atletiek gene. Ek dink Nike het nou al bekend gemaak hulle borg gaan nou, sy is nog op skool maar. 17, awesome. Yes, lekker. Dan kan hulle haar op die vleuel later kry as atletiekloopbaan klaar is op 28 gaan kan hulle intrek as vleuel vir Springbokke. Lekker. Dit is my vreemd dat die Boland hulle dames span die Boland dames noem. Kan hulle nie 'n beter naam uitgedink het nie. Maar nou ja. In elk geval. Ja, die dames. Okay, Arie. Dit was 'n baie lekker man. Yes, ek geniet altyd met jou te gesels. Soveel pret. Dankie. Ja, dis heerlik. Dis heerlik. 'n Lekker voorreg en nou Archie die Beagle het so hier en daar kom hallo sê en die Beagle, ek sê hy's 'n Basset. Sorry man. Ja, weet ek verkeerd is my hond. Ja. Ja, dis 'n Beagle maar ja, lekker om saam te praat en geniet die naweek se rugby aksie. Dankie man. Lekker naweek, goed gaan daar. Dankie Arie.